Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Vrydagoggend. En ons gaan natuurlik voort met Lukas 6 en vanoggend vanaf vers 43 af. 'n Goeie boom dra nie slegte vrugte nie, en 'n slegte boom dra weer nie goeie vrugte nie. Elke boom word aan sy eie vrug geken. Van 'n doringstruik pluk 'n mens tog nie vye nie, en van 'n doringbos nie 'n tros druiwe nie. 'n Goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die goeie skatkamer van sy hart, en 'n slegte mens bring die slegte voort uit die slegheid wat in hom is. Want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Nou geliefdes, ek en jy moet hierdie teks lees, en weer eens, ek weet ek sê dit tot vervelings toe, maar die belangrikheid van konteks. Hierdie teks staan in die konteks van moenie oordeel nie, van haal eers die balk uit jou eie oog uit. Jy onthou, ons het dit gedoen in die laaste paar dae. So wat baie belangrik is dat ek en jy na hierdie teks kyk, en nie na ander mense se vrugte kyk nie, maar na ons eie vrugte. Hoe lyk die vrugte wat ek en jy dra? Moenie na ander mense kyk nie, kyk na jou eie boom, jou eie vrugte. Hoe lyk dit? So, hierdie beeld is natuurlik baie eenvoudig. Jesus sê, jy weet, kyk na 'n boom. Ek het nou bome daar in my erf. Ek weet wat is 'n lemoenboom en ek weet wat is die narkieboom, want ek kyk na die vrugte en ek pluk dit en ek eet dit. Dis hoe ek weet wat is wat. Jesus sê, ek kan eintlik nie aandag gee aan die vrugte nie. Kom ek sê ek wil nou die lemoene beter maak. Ek kan aan die vrugte eintlik niks doen nie, maar ek moet aan die boom iets doen. Nou daai beeld moet ek en jy verstaan. Want onthou ek en jy word nou geoordeel. Ek oordeel die boom op grond van die vrugte, en ek pluk die lemoene en ek kyk hoe lekker dit is, of nie lekker is nie, né? So, ek en jy word nie geoordeel op dit wat ons sê ons glo nie, of hoe godsdienstig ons lyk nie, of selfs deur enkele goeie dade nie. Dit gaan oor die patroon van my lewe. Baie belangrik, die Griekse woord wat hier vir goed gebruik word, agathos, dui op iets wat innerlik gesond en bruikbaar is. So die probleem lê nie by die vrug nie, probleem lê by die boom self. En Jesus sê dan, jy weet, gaan oor hierdie skatkamer van die goeie binne in ons. Hy sê ook waar die hart van vol is, loop die mond van oor. En nou moet ons onthou die woord hart in die Grieks, kardia, verwys nie bloot net na emosies nie. Ons gebruik dit baie keer in daardie opsig. Maar jy moet nou dink, hoe het hulle wêreldbeeld gelyk en hoe het hulle oor dit gedink? Wanneer hulle die woord hart gebruik, dan bedoel hulle eintlik ons denke, ons begeertes, ons wil, ons karakter. En daarom sê Jesus nie, werk harder aan beter vrugte dra nie. Nee, hy sê die boom moet goed wees, so werk aan jou hart, werk aan jou binneste. Weet, dit herinner aan Psalm 51 vers 12, waar daar sê, skep vir my 'n rein hart, o God. Die profete is vol daarvoor, byvoorbeeld Esegiel 36, waar God beloof om vir mense 'n nuwe hart te gee. So die evangelie kom en die evangelie verander my van binnekant. Daar's niks kunsmatig aan dit nie. Ek moet seker maak dat ek my binneste, wat ek by God gaan tyd spandeer, dat ek God toelaat om deur sy gees dit wat binne in my is te verander. Ons sien baie keer moet ek en jy bely dat ons woorde, ons gedrag, dis eintlik maar net uiterlike goed
of eintlik uiterlike tekens van wat in elk geval in my binneste leef. So kom ons vra eerlik vir God om my binneste te verander. Here almagtige God, help dat elkeen van ons na ons eie binneste mag kyk. En Here, verander dit dan. Bring dit in lyn met u hart. Bring dit in lyn met die evangelie. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, mag u 'n baie geseënde en 'n baie mooi dag hê. Totsiens.